Goeiemiddag julle, hoe voel julle? Voel julle goed? Hoe was vanmiddag se aktiwiteit? Het julle dit geniet? Was dit lekker geweest? Ek is bly. So voor ek begin, kom ons doen net 'n gebed. Ons liefdevolle Hemelse Vader en Jesus Christus, ons kom in hierdie oomblik na U toe en ons bid dat U ons weer eens sal inspireer uit U woord uit. Heer, leer ons lesse en help ons om dit toe te pas. Help hierdie jong mense om te sien wie is hulle hulp om staande te kan bly. Is my gebed in Jesus naam. Amen. So, ek gaan nie 'n volunteer vra nie. Ek gaan sommer iemand uit die gehoor uitvra. Werk, jy is die grootste ene. Ek wil jou iets kom vra. Kom staan nie voor. Jy gaan nie die enigste een wees nie, moenie worry nie. Kyk daar na hulle kant toe, nê? En dan draai jy vir my hierdie skroef uit met jou vingers. Ga jy hom nie kan uitkry nie? Dink jy het hulp nodig? Ja. OK. Werk sê hy het hulp nodig. Jy kan maar gaan sit. Kom ek vra vir hierdie ene in die middel. Ja, kom jy vorentoe. So, Werk kon hom nie met sy hand uitdraai nie. Hy's 'n groot man, maar hier is so 'n klein dingetjie. Hy kry hom nie eens uit nie. Maar hy het herken hy het hulp nodig gehad. Nou, dink julle hierdie is hulp? Kyk hoe lyk die skroefie. En kyk hoe lyk die skroewedraaier. Kan julle sien wat se skroefie is die? Dit is 'n ster skroefie, né? Dis nie Philips nie, né? Dis ster Philips, okay. Maar in normale taal sê ons almal net as hy so lyk is dit 'n ster. Okay, draai nou hierdie skroefie uit met daai skroewedraaier. Okay, nee, dit werk nie so lekker nie. Hoekom dink julle werk nie? Dink julle hierdie is die regte hulp? Wat sal jy voorstel? Okay, jy kan maar weer gaan sit. Ons sal nog iemand vra. Okay, hierdie lyk almal soos plaasmeisies. Kom ons vra 'n bietjie daar 'n hoedspruiter. Abigail of een van daai twee. Ja, kom een ja, dit is reg. Kom sommer jy vorentoe. Lyk sy baie sterk. Dink julle sy gaan hierdie skroefie kan beter uitdraai as Werk? Moet ek hom vir jou vashou? Sal dit beter wees as jy twee hande kan gebruik? Weet jy wat sy kant toe is los? Okay, nee. Appa se bouer, so dit behoort redelik goed te gaan. Ek sou nie so sê nie. Maar dit lyk of hy goed uitdraai. Hierdie skroefie is uit. Okay, kan julle sien? Wel gedaan. Jy het hom uitgedraai. So, kan julle sien hoe maklik is dit as jy die regte hulp het om die werk te doen? Kan julle dit sien? Okay, kom ons gaan 'n tweede toetsloopie. Kom ons vra vir dis Michaelito. Kom vorentoe. Jy moet daai okay, kom ons vra eers hierdie want miskien weet almal nie wat is dit nie. Wat is die? Okay, hy het die regte Afrikaanse naam gegee, né? Die is 'n bout, die lange is die bout en dit wat hier opdraai is moere. Dit klink soos 'n vloekwoord, sorry. Maar die is 'n bout en twee moere wat gelok is. Maak hulle los vir ons met jou vingers. Draai hulle los. Ek is
Is dit omdat jy maar is moeilik, nee? Dink jy het hulp nodig? Okay, nee, gaan sit, hy het hulp nodig. Kom ons vra nou weer een van die girls. Annie, kom vorentoe. Kyk maar, dink jy gaan 2 skroewedraaiers nodig hê? 2 spanners nodig hê. Okay, vat. Okay, ek dink jy het 2 nodig. So ek moes miskien 'n lightie gevra het. Ek dink nie baie. Ek's 'n mechanic by die huis. Okay, yes, daar kom sy nou reg, okay? Okay, wag ek. Kom ek help. Okay, ek gaan hierdie kant vashou. Dan draai jy net die boonste skroefie, ja. Die ander kant toe. Nou maak jy hom vaser. Okay. Hy's los. Dankie, ek kan gaan sit. So weer eens het ons gesien met die regte hulp het sy hom los gekry, né? Nee? Nou ons praat al heel naweek oor om staande te bly. Maar vandag wil ek met julle praat oor die hulp wat ons nodig het om staande te kan bly. En my fokusteks kom uit Johannes 17 vanaf vers 3 en daarso staan: en dit is die ewige lewe. Onthou ons praat oor om staande te bly want ons almal wil 'n ewigheid saam met Jesus spandeer. Dit is die fokus. Ek vra baie keer vir mense, hoekom wil jy hemel toe gaan? Wat is die nommer 1 rede hoekom jy wil hemel toe gaan? En daardie nommer 1 rede moet wees dat ek by Jesus kan wees. Die een wat vir my gesterf het op die kruis. En dit is wat hierdie teks sê. Hierdie teks sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige en waaragtige God en Jesus Christus wat U gestuur het. So wat is die ewige lewe? Om wie te ken? Jesus, en om 'n verhouding met God te hê, want jy kan nie 'n verhouding met iemand hê as jy hom nie ken nie. So my vraag is wat ek jou wil vra, ken jy vir Jesus? Ken jy vir Jesus? Wie is God? Wat sou julle sê wie is God? Geef my antwoord van julle kant af. Wie sou julle sê is God? Wie is God? Okay, God ons Vader. Nog iemand daar agter het ek ook 'n hand? Skepper. Okay, dis baie goeie antwoorde. Baie goeie antwoorde. Nou vra ek die vraag, hoekom aanbid jy God? Hoekom is julle hierdie naweek hier? Okay. So jy aanbid God vir wat hy vir jou gedoen het. Hoe kan ons Jesus ken, is die vraag. Hoe ken ons vir Jesus? Opgeskryf is. En dit is presies wat Jesus verder in hierdie selfde hoofstuk gesê het. Hy het gesê in Johannes 17:17, heilig hulle in U waarheid, U woord is waarheid. So waar gaan ons van Jesus leer ken? Uit sy woord uit. En dit wil sê, hierdie teks wil vir ons sê, dat ons as ons die Bybel bestudeer, en as ons God se woord studeer, en die bestudering van God se woord is so belangrik om ons heilig te maak. Ons kan nie sê ons is heilig as ons nie sy woord studeer nie. 'n Christen se geestelike groei is dus dan heeltemal onmoontlik as dit nie gepaard gaan met die studering van sy woord
om hom beter te leer ken nie. So dit alles gaan oor om God te leer ken. Onthou julle die eerste teks het gesê, dit is die ewige lewe, dat ons hom ken. As ons hom nie ken nie, kan ons nie die ewige lewe hê nie. So 'n Christen sal slegs kan staande dan bly, ook slegs as hy die Bybel studeer. Kan julle dit sien? Slegs as ons die Bybel studeer, kan ons God leer ken, en slegs as ons God leer ken, kan ons staande bly. Nou baie mense gebruik God en die Bybel soos 'n genie in the lamp. Weet julle wat 'n genie in the lamp? 'n Genie in the lamp, dit was, ek dink, van Persië gewees, is 'n lampie, as jy 'n wens wil hê. So as dit sleg gaan, en dis hoekom ek sê 'n Christene sien partykeer God soos 'n genie in 'n lamp. As dit goed gaan, vergeet hulle soms van God. Maar as dit sleg gaan en of as hulle iets van God verlang, dan vryf jy daai lampie om 'n wens te kry. Dit is hoe party Christene ook is. Hulle vergeet van God. Hulle vergeet om hulle Bybels te studeer, maar as dit sleg gaan, dan skielik word hulle Bybelstudente. En dan word hulle skielik prayer warriors. Net in tye van nood. Net wanneer ons iets van God wil hê, maar dit is nie hoe God dit wil hê nie. God wil dit nie so hê nie. Jesus soek 'n intieme verhouding met elkeen van julle. Jesus soek 'n intieme verhouding met julle in goeie en slegte tye. Hy wil waarlik julle vriend wees. Hy wil, soos julle daai hulp nodig gehad het om die skroefie los te maak, wil hy julle hulp wees in julle lewenspaadjie. Hy wil julle hulp wees op hierdie lewenspaadjie, sodat julle kan staande bly. In die kommentaar staan daar, eksperimentele, lewende kennis lei tot die ewige lewe. Nie 'n oppervlakkige kennis van God nie. 'n Eksperimentele, lewende kennis is wat lei tot die ewige lewe. Daar is geen verlossing in kennis alleen nie, maar daar kan ook geen verlossing wees sonder kennis nie. Ek dink in ons aktiwiteit vanmiddag het julle ook gesien dat ons geloof moet gebaseer wees op feite. En feite is kennis. So ons geloof moet gebaseer wees op Bybelse feite en op kennis. In Romeine het Paulus daaroor gepraat en hy het gesê, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En dan maak hy so 'n stelling en hy sê, hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder ene wat preek? So dit wil sê, Paulus het ook gesê, jy kan nie glo in iemand van wie jy geen kennis het nie. Jy moet tog weet van iemand. Dis so goed, jy wil 'n verhouding in die toekoms aanknoop met iemand sonder om hom te leer ken. Sal dit werk? Sal dit werk om 'n boyfriend te hê wat jy glad nie ken nie? Dit sal mos nie werk nie. Daarom God wil hê ons moet hom ken, want hoe meer ons hom ken, hoe meer lief vir hom gaan ons word. Paulus wil dus sê in hierdie teks dat kennis nodig is vir verlossing. Want sonder kennis van God en Jesus Christus is geloof nie moontlik nie. Hoe kan mense Jesus aanbid as hulle hom nie eens ken nie? Dus moet ons God en Jesus beter leer ken, sodat ons geloof versterk kan word. Sodat ons staande kan bly. Reddende kennis word hier gedefinieer as dit wat gesentreer is op die ware God.
Want jy sien, in Jesus se tyd was die groot probleem gewees, omdat hulle Jesus nie geken het nie. Hulle het gelees oor die Messias wat sou kom, maar hulle het nie geweet wie hy is nie. So, dit is hoekom hulle Jesus verwerp het, want hulle het nie geglo wat daar gestaan het nie, en hulle het hom nie geken nie. Mense sal ook in die laaste dag verwerp word, omdat hulle die noodsaaklike kennis oor God verwerp het. Jy sien, God gee vir ons baie geleenthede om hom te leer ken. Hy gee vir ons die Bybel, hy gee vir ons predikers wat met ons praat, hy het vir ons ouers gegee wat ons leer oor die Bybel, hy het ons so baie geleenthede gegee om kennis te kry van God. Maar die vraag is, wat ek ook vir julle wil vra, hoe kry ons kennis oor God? Jesus het gesê, daar is 'n ander ene wat van my getuig, en ek weet dat die getuienis wat hy van my getuig waar is. Wie kan hierdie ander getuienis wees van Jesus? Wie is hierdie getuienis? Jesus het vir die Fariseërs gesê, julle ondersoek die skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het, en dit is die wat van my getuig. Wie is daai ander getuienis? Die Bybel. Die beste plek om Jesus en God te leer ken, is in die Bybel. Is om jou Bybel te studeer. Nie net vir kennis nie, maar om 'n lewende verhouding met hom aan te knoop. Die skrif openbaar aan ons die karakter van God en van Jesus Christus. Ons word nuwe skepsels as ons die waarhede van die woord van God deel van ons lewe maak. Deur die Bybel te studeer, begin ons God leer ken. En hoe beter ons God leer ken, hoe makliker is dit om lief te wees vir God. Hoe makliker is dit om staande te bly in die tye waarin ons leef. My vraag is, ken jy vir Jesus? Ken jy hom op 'n persoonlike vlak? As die ene wat vir jou sondes gesterf het. Lees en studeer jy as jong mens die Bybel genoeg, sodat jy kan sê, ek ken vir Jesus. Wie is God? Julle het nou geantwoord. Julle het geantwoord, wie is God? Baie mense sien God in 'n ander lig. Hulle sien Jesus as liefdevol. Maar as hulle praat of kyk na God die Vader in die Ou Testament, dan sien hulle God nie meer so liefdevol nie. Hulle sien hom as hierdie tiran wat neerkyk op die aarde en net wag tot ons iets verkeerd doen sodat hy ons op ons vingers kan tik. Maar dis nie wie God is nie, is dit? Dis nie wie God is nie. Kyk wat het Moses gesien toe hy vir God gevra het, toe hy daar op die berg van Sinai was, toe vra hy vir God, wys, ek wil u sien. En toe het God voor hom verby beweeg en kyk wat het hy gesien. En toe die Here by hom verby beweeg het, toe hy daar in die rots was, het hy uitgeroep, Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid, oortredinge en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie, wat ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders en die derde en die vierde geslag. Toe Moses vir God gesien het, het hy 'n God gesien wat geduldig is met hom. 'n God wat geduldig is met die mens. 'n God wat sonde vergewe. Daar's geen sonde te groot vir God om te vergewe nie. Daar's niks wat jy in jou verlede te sleg gedoen het, dat God jou nie kan vergewe nie. Is dit dieselfde God as die Nuwe Testament? Dit klink vir my soos dieselfde God as die Nuwe Testament.
Hy's ook 'n God wat red. Kyk wat het God gesê deur Esegiel. God sê vir Esegiel, sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here, ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom moet bekeer van sy weg en lewe. Hierdie God wat ons ontdek in die Bybel as ons die Bybel studeer, is 'n God wat 'n ewigheid saam met jou wil spandeer. 'n God wat wil hê jy moet jou hele lewe vir hom gee. Selfs as ons in die wêreld kyk en ons sien al hierdie oorloë en ons sien al hierdie misdaad in die wêreld. God wil selfs hê daardie misdadiger moet bekering ervaar en lewe. Dis wat hy sê. God het selfs die krimineel in gedagte en hy sê, ek wil nie hê hulle moet sterwe nie. Ek wil hê hulle moet lewe. Kyk wat sê Johannes 3 vers 16 wie God is. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie wat mag gaan doen nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God het dit moontlik gemaak, dat elkeen van julle die ewige lewe kan hê. Dit is wie God is. Dis die God van die Bybel. Maar dan is die vraag, hoe kan my kennis van Jesus my help om staande te bly in hierdie tyd? Wel, Jesus het vir ons 'n voorbeeld gestel. Kom ons kyk 'n bietjie na Jesus se lewe. Jesus het gesê, en hy wat my gestuur het, is met my. Die Vader het my nie alleen gelaat nie, omdat ek altyd doen wat hom welgevallig is. So jy sien, as ons Jesus aanvaar as ons hulp, as ons God aanvaar as ons hulp, sal ons doen wat Jesus gedoen het. En wat het Jesus gedoen? Jesus het gesê hy doen altyd wat gevallig is vir sy Vader. So as ons Jesus aanvaar as ons hulp, wat sal ons doen? Ons sal doen wat goed is in Jesus se oë. Baie jare terug was daar sulke bandjies gewees wat gesê het, what would Jesus do? Nee, daar sou iemand het ene aan. What would Jesus do? Jy sien, as ons 'n verhouding met Jesus het, met hierdie Jesus wat ons vind in die Bybel, hierdie Jesus wat ons leer ken in die Bybel, dan sal ons altyd vra, wat sou Jesus gedoen het? En Jesus het gesê, hy het altyd gedoen wat welgevallig is vir sy Vader. So sal ons ook dan altyd doen wat Jesus welgevallig is. Jesus het vir ons die voorbeeld gestel. Hy sê, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van my Vader. So, as jy Jesus ken, en jy aanvaar hom as jou hulp, sal jy ook nie jou eie wil doen nie. Maar jy sal Jesus se wil doen. Jesus, dit staan ook daar geskryf in 1 Johannes 2 vers 3. En hieraan weet ons dat ons hom ken as ons sy gebooie bewaar. As ons Jesus waarlik ken, sal die onderhouding van die gebooie nie moeilik wees nie. As ons Jesus waarlik ken, sal hierdie nie vir ons net moets en moenies wees nie. As ons Jesus waarlik ken, sal ons altyd onthou dat sy gebooie liefde is. Dat sy gebooie ons wil beskerm van die wêreld, dat sy gebooie ons wil beskerm van wat sleg is. Dat sy gebooie ons wil beskerm teen dwelmmisbruik. Dat sy gebooie ons wil beskerm sodat ons nie ons ouers begin haat nie. Dat sy gebooie ons beskerm teen die wêreld en die slawerny van die wêreld.
Jesus het ook gesê, as julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Jesus beveel ons nie net om die gebooie te onderhou nie. Hy het ook vir ons 'n voorbeeld gestel en gesê, kyk, dis hoe julle dit moet doen. In Johannes 17:4 sê, ek het u verheerlik op die aarde, en die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. So as ons Jesus waarlik ken, en as ons hom aanvaar as ons hulp, sal ons ook die evangelie werk klaarmaak. Dan sal ons disippels vir hom wees, net soos Jesus 'n disipel was. Net soos Jesus sy Vader se werk klaar gemaak het, sal ons Jesus se evangelie verkondig in hierdie wêreld. As ons Jesus ken ook, sal ons vreugdevol volmaak wees. Kyk wat staan daar so geskryf in Filippense. Verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word voor God. As ons Jesus ken, en as ons hom aanvaar as ons hulp, sal ons ook vriendelik wees, bedagsaam wees, en ons vriendelikheid sal volmaak wees. Ons vreugde sal volmaak wees. Selfs al val die wêreld om ons, soos ons gesien het, sal ons nog steeds vreugdevol kan wees. Filippense 4:13 sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Jesus is ons hulp. Ons hoef nie hierdie lewenspaadjie alleen te stap nie. Ons hoef nie staat te maak op ons eie vermoë nie. Maar saam met Jesus kan ons oorwin. Saam met Jesus kan ons daai bout losmaak. Saam met Jesus kan ons daai skroef uit ons lewe uitdraai. Galasiërs 2:20 sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus is die een wat in my leef. En wat ek nou in die vlees leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Christus is die een wat die werk sal klaarmaak. Christus is die hulp wat ons nodig het om staande te bly. Net soos dit onmoontlik was om die skroef uit die hout uit te draai met jou kaal hande, of met die verkeerde skroewedraaier, net so is dit onmoontlik vir ons wees om staande te bly in ons eie vermoë, of in die vermoë van iemand anders, en sonder die kennis van God en Jesus Christus. Het sal onmoontlik wees om staande te bly. Jy sien, Jesus is in hierdie les wat ons geleer het, die skroewedraaier. Net soos die skroewedraaier nodig was om die skroef uit die hout uit te draai, net so is Jesus nodig in ons lewens om ons staande te laat bly. Hy is ons hulp om geregverdig te word. Hy is ons hulp om sonde te oorwin. Hy is ons hulp om gehoorsaam te kan wees. Hy is ons hulp om te kan staan. Net so ook met die bout en die moere. In ons eie vermoë het ons heeltemal misluk om die moere los te draai met ons hand. Net so ook sal ons ook heeltemal misluk in hierdie lewe om staande te bly as ons sonde wil bestry met ons eie vermoë, as ons geregverdig wil word in ons eie aksies, as ons wil heilig word
as ons wil staande bly, dit sal onmoontlik wees om dit in ons eie vermoë te doen. Ons het Jesus nodig, net soos ons daardie moersleutel nodig gehad het om die moere los te draai. Jesus is die sleutel tot ons oorwinning. Jesus is die sleutel tot ons regverdiging. Jesus is die sleutel tot ons heiligmaking. Slegs Jesus kan ons help om staande te bly. My vraag is weer, ken jy vir Jesus? Het jy al Jesus aanvaar as jou hulp in hierdie lewe? Dit is nou die tyd om Jesus te aanvaar as jou hulp, sodat jy kan staande bly. As jy Jesus wil aanvaar as jou hulp vanaand, kom ons staan op en dan bid ons saam. Liefdevolle Here Jesus, as ons na onsself kyk, is dit vir ons onmoontlik om gered te word. Maar as ons na U kyk en ons hand in U hand sit en U aanvaar as ons hulp, hoe kan ons verlore gaan? Heer, ons besef, ons het U so nodig. Ons besef, Heer, as jong mense, dat ons U so nodig het, om te kan staande bly in hierdie moeilike wêreld. Heer, ek bid dat U van bank tot bank sal gaan, en elkeen van hierdie jong mense sal aanraak. Dat U Heilige Gees in hulle harte sal werk, om daadwerklik U te aanvaar as hulle hulp. Ek bid dat U hulle sal help om U te soek in U woord, sodat hulle U kan ken, nie net om kennis op te bou nie, maar Heer, om 'n lewende kennis te hê van U, sodat hulle 'n persoonlike verhouding met U kan aanknoop, sodat U hulle hulp in hierdie lewe kan wees, is my gebed in Jesus naam. Amen.